Anton, om te praat oor ons frustrasie wat ons ervaar. Frustrasie en om kwaad te wees is twee verskillende goeters. Of, ek probeer dit nou so mooi bewoord het, om kwaad te wees is eintlik iets wat gebeur as gevolg van frustrasie of kan gebeur. Hoe sou jy frustrasie opsom en hoekom is hierdie enigstens 'n onderwerp wat moet bespreek word? Ek dink dis 'n belangrike onderskeid tussen frustrasie en kwaad wees en hoe kwaad wees kan uitloop in aggressie, wat verbaal kan wees, soms fisies kan wees, wat misdadig kan wees. Mense sal nie sê frustrasie is 'n misdaad wat iemand pleeg as hulle frustreerd is oor iets. Maar dis baie keer klein goedjies wat mense frustreer. Dis dinge wat ongemaklikheid veroorsaak. En dit is nie lekker nie. Mense byt op hulle tande, hulle grom so half vir mekaar en so. Maar jy kan nie noodwendig sê hierdie persoon is kwaad vir iemand anders nie. Dis nie as hulle iemand voor die bors gryp en uitskel of hulle met hulle motor jaag omdat die persoon voor hulle ingeswaai het en daar baie duidelike tekens is van hierdie persoon is nou regtig kwaad nie. So ek dink frustrasie is soms die ervaring wat mense het. Dis 'n emosionele ervaring. Dis iets wat mense baie fisies kan ervaar en dis ook hoe mense dink oor sekere goeders wat hulle ontstel. En baie keer dan die dingetjies wat die internet wat stadig is en jy is haastig om 'n e-pos te stuur of jy wag vir 'n pakkie om afgelewer te word, jy moet iewers anders te wees. So dis nie dat iemand iets verkeerd doen nie, maar jy is net ongeduldig. Ek dink 'n goeie Afrikaanse woord wat ek onthou vir my kinderdae is jy grimmig. Jy is jy grimmig oor goed wat nie verloop soos jy wil hê dit moet verloop nie. En natuurlik is dit dan ook soms ander mense se gedrag wat jou irriteer en frustreer. Baie keer mense rondom jou, dit kan jou lewensmaat wees, dit kan jou kinders wees, dit kan die bure se hond wees. Dis nie dat enige van hulle enigiets verkeerd doen nie, maar op daai oomblik wil jy dalk stilte hê of jy wil hê hulle moet iets anders op 'n ander manier doen en dan is dit nie presies soos jy dit wil hê nie en dan veroorsaak dit hierdie frustrasie. Maar as ek dit reg verstaan, baie van die diagnoses wat mens kry soos depressie en angs en so, deel van die simptome is irritasie en hierdie tipe van frustrasie wat mense ervaar. So dis amper, dit voel vir my baie keer, indien dit nie normaalweg deel van jou lewe was of dit is nie eintlik konteksgedrewe, daar's nie eintlik iets wat gebeur nie, maar jy voel die hele tyd gefrustreerd. Sou jy sê dis iets wat mens tog maar moet vooruitkyk of bewus wees van? Ek dink dit het definitief meer te doen met angs as depressie. Ek dink soms met depressie ook. Maar ek dink soms as mens depressief is, as dit jy wil nie eers in die verkeer gaan sit nie of jy wil nie eers dinge doen nie, jy geniet nie regtig dinge nie. Maar ek dink as jy die angstigheid het, kyk ons definitief na hoër vlakke van irritasie en frustrasie wat wel voorkom. Dis deel van daardie veg en vlug respons, die vluggedeelte. Nee, dis meer die veg wat uitkom en nou ewe skielik reageer jy baie vinniger op dinge. En ek dink dit is hoekom dit belangrik is om ook te besef dat frustrasie soos kroniese stres, frustrasie wat oor 'n lang tydperk uitspeel, kan ook aanleiding gee tot hoër vlakke van angs en dan in tyd waarskynlik ook depressie. Maar natuurlik is dit nie net 'n emosionele ding nie, dit is ook 'n fisiologiese. Ons liggame raak ook frustreerd en geïrriteerd en reageer. So jou hartklop vinniger, jou bloeddruk gaan op, jy byt op jou tande, jy slaap dalk nie so goed nie of jy gebruik meer alkohol om af te skakel van al die frustrasie, of meer medikasie om net goed te kan slaap. En dit het 'n impak op ons gesondheid. So dit is die emosionele, die geestesgesondheid, maar ook die fisiologiese gesondheid. Ons liggame wat ook geaffekteer word deur frustrasie. Maar tog, ons moet nou seker nou nie hierdie fout maak om vir mense te laat verstaan dat frustrasie is net verkeerd nie. Frustrasie is 'n normale iets wat ons almal ervaar. Dis 'n emosie wat elke mens op aarde sal ervaar by tye. Dit is niks vreemds daarin nie. Wanneer raak dit dan nou hierdie, kyk ons praat nou oor die toleransie. Wat is jou frustrasie toleransie? Met ander woorde, hoe ver kan iets jou druk voor jy nou plof?
So die ding is, ek wil hê ons moet nou nie onderskeid maak dat dit is nog steeds 'n menslike ding wat mens ervaar. Ja, ek dink ons kan so maklik alle emosies negatiewe konnotasies gee. Dat ons hartseer ewe skielik iets negatiefs maak. Nee, vee af daai trane, weet, chin up, ons moet vorentoe gaan. Weet ons kan jaloesie selfs problematies maak, maar daar sekere tye wat ek dink jaloesie ook goed kan wees, net sekere tye. Ek dink daar is sekere tye wat ons melankolies kan voel, nie noodwendig depressief nie. En dit is 'n goeie emosie om ook soms te ervaar as ons verlang na mense, as ons terugdink aan dinge wat ons in die verlede gehad het of vriende wat oor see getrek het of wat dit ook al mag gaan, dan kan ons melankolies raak. Maar ek dink daar's ook seker dinge wat ons kan frustreer wat aangespreek moet word. En dit kan klein dingetjies wees, maar dit kan dinge wees wat ander mense se lewenskwaliteit ook kan benadeel. Dit kan 'n hier naby my wat daar 'n kom ons noem dit 'n werksplek is waar mense nie remotes het nie en hulle blaas die toeter as hulle by die hek wil ingaan en dit irriteer my, dit frustreer my. So ek het al 'n ander werkplek waar dit ook gebeur het vir die bestuurder gaan vra kan hulle asseblief 'n ander reëling maak want hier is mense wat hier werk en bly en hulle het dit dadelik uitsorteer. Werkplek wat ek nie sal noem nie, weet dit hou aan en dit is daardie frustrasie wat ek seker is ander mense ook affekteer. So om die frustrasie te gebruik op 'n manier wat dit wel 'n verskil kan maak. Of dit nou iets is soos lawaai, of dit iets is in terme van waar daar 'n area is waar daar rommel gestrooi word en dit frustreer jou om dit te sien en jy doen iets daaromtrent. So daardie frustrasie kan dan lei dat jy mense kry om dit te gaan skoonmaak. Of jy kan 'n probleem uitsorteer as dit kom ons sê by die huis is en jou garage is altyd baie die mekaar en nou later is jy nou net gatvol en jy moet nou besluit hierdie naweek doen ek iets daaromtrent en daardie frustrasie gaan dan oor in dade en dan maak jy dit skoon en dit ruim dit op en almal by die huis is nou gelukkiger want nou lyk dit baie mooi en netjies. Maar ek dink die probleem is as dit net opbou en jy is dalk self nie eers bewus daarvan nie. Mense rondom jou ervaar dit, maar jy het nie besef dat die mense wat saam met jou werk of die mense by die huis vind dit minder aangenaam om tyd met jou te spandeer nie, want jy is nors en knorrig en jou frustrasie spoel oor deurdat jy jou lesenaar slaan of soms weet hard net sug of keer dalk 'n bietjie kwaai praat met mense rondom jou of selfs net jou gesig lyk asof jy bietjie beneek is en mense wil nie vir jou kom vra nie want hulle is bietjie bang vir jou. Nie omdat jy intentioneel lelik gaan wees met hulle nie, maar net omdat jy kwaai lyk. Ja. Anton, wanneer ek dink aan hierdie frustrasie en probeer ek dink hoe kan mens dit vir iemand verduidelik wat dalk nou nie seker is nie, want daar is mense wat pragtig beheer het en hulle raak gefrustreerd maar hulle het heeltemal beheer daaroor. Nou dink ek aan en ek is baie jammer, ek wil nooit die katalisator wees vir enigiemand se ongemak nie, maar die Karen stories wat ons hoor op Karen op die internet van vroue wat hulle neus in ander mense se sake druk of baie kla by restaurante. En hulle is mense, dink ek, baie goeie voorbeeld van mense wat hulle kan nie hulle frustrasie tolereer nie. Hulle kan nie die gevoel van frustrasie, hulle moet dit uiter teenoor ander mense. En die ander dag, toe kyk ek op sosiale media, daar is bladsye, pages van mense wat tantrums gooi in publieke plekke. Wat as hulle nie kry wat hulle wil hê nie, dan gooi hulle soos 'n 3-jarige 'n tantrum. Skree, lê op die vloer, skop, kan nie beheer kry nie. En ek dink, dis nou ekstreme voorbeelde, maar dit is frustrasie, toleransie om die beste uit te beeld van mense wat geen vaardighede het om hulle frustrasie te kan beteel in te hou nie. En ons kan nou almal dink, okay, ja, hoekom sal dit nou belangrik wees? Maar dis soos jy vroeër gesê het, dit het 'n fisieke impak, dit het 'n emosionele impak. Ander mense gaan nie van jou hou nie. En daai is 'n hele ding van isolering wat jy vir jouself veroorsaak. Nou, kan jy jouself toets, behalwe nou vir hierdie ekstreme
Ek bedoel, as jy nou op sosiale media was en jy het 'n tantrum gegooi, dan weet ek jy hoef jouself nou nie meer te toets nie. Maar kan ons almal 'n klein toetsie of iets doen waar ons kan kyk hoe ver is ons frustrasie toleransie op onsself? Hoe ver kan frustrasie ons oorneem? Sure, dis 'n moeilike vraag, Lise. Want ek dink dit is so verskillend ten opsigte van waar dit uitspeel. Ek dink is 'n baie goeie voorbeeld wat jy sê mense wat so ongelukkig is in 'n restaurant dat hulle 'n tantrum gooi of dan op die restaurant se comments page 'n lang rubriek gaan skryf oor hoe geweldig negatief al die diens was wat hulle gekry het of hoe hulle nie van die kos gehou het nie of hulle het spesifiek gevra daar moet nie boontjies in hulle slaai wees nie en daar was nou een boontjie in die slaai gewees en hulle is nou so ontstig daaroor. Ek dink die ander voorbeelde kan ook wees mense wat ongelukkig is oor hoe hulle kinders by die skool hanteer moet word en dan daar in die klaskamer ingaan en die juffrou uitskel of die op die bus gaan want die ander kinders is nou lelik met hulle seun en nou skel hulle die kinders in die bus uit of wat dit ook al mag wees. Maar mense gaan dan baie keer soos jy sê oor in hierdie ekstreme asof hulle vir hulle self die reg toeëien om enigiemand te kan kritiseer as dinge iewers te verkeerd loop. Maar dit is ook die onbewustheid van hulle eie intoleransie, hulle lae frustrasie toleransie, hulle verwagting dat alles reg moet verloop of dat almal vir hulle behoeftes moet kuier. En ek dink net ons lewe in 'n wêreld waar natuurlik is daar baie plekke wat jy baie geld gaan betaal en jy kan presies seker maak daar's nie een boontjie in jou slaai nie of dat jou vleisie presies medium rare is of wat dit ook al mag wees wat jy mag bestel, maar in baie gevalle dinge loop nie 100% soos ons dit wil hê nie. En ek dink dis onrealisties om te verwag dat dit perfek moet wees. Eerstens, ek dink dat daar sekere persoonlikheidseienskappe is wat hiermee kan saamgaan. Mense wat baie perfeksionisties is, mense wat verwagtinge het dat alles op 'n sekere manier moet verloop, amper 'n bietjie obsessief mag wees. Ek dink ook die ander gedeelte daarvan is dat party mense is baie rustig in baie opsigte, maar in spesifieke areas in hulle lewe waar hulle meer frustrasie ervaar en dit wys. Hulle mag in beroepe wees waar hulle baie geduldig is met mense met wie hulle werk, maar die frustrasie bou amper die binnekant op. Dis 'n interne frustrasie wat dan na die werksdag by die huis uitbars of uitborrel en dan is dit die hond wat geskel word of die kinders word hard aangespreek of wat dit ook al mag wees. So dis nie dat die frustrasie in alle opsigte na vore kom nie, maar daar mag spesifieke dele wees soos pad woede waar dit na vore kan kom. Ek dink wat mense ook in ag moet neem is dat behalwe persoonlikheid is dit ook dat hoe ons gewire is, hoe ons senuweestelsel werk. En ons praat van ons simpatiese en ons parasimpatiese senuweestelsel. So ons het aan die een kant ons sentrale senuweestelsel wat die brein en die spine is, met ander woorde die hoofinligting wat deur jou brein na die liggaam vervoer word. Maar dan die tweede, die meer perifere senuweestelsel wat dan onder andere die simpatiese en parasimpatiese senuweestelsels het. En die parasimpatiese een is die rustige ene. Dis nou die ene wat hulle in Engels soms noem rest and digest. Weet jy's rustig, jy eet, jy kyk na die sonsondergang, weet jy lê op die gras en kyk na die wolke en sien al hierdie tipe goed. Maar die simpatiese een is die een wat meer oorvleuel met angs. En dis die een wat jou vinnig in staat stel om te vlug of te vleg, wat ons al gelag het oor, om te vlug of te veg. So die simpatiese stelsel laat alles inskop, laat jy vinnig reageer op iets. Maar die probleem is as dit onnodig is. As ons onnodig in 'n veg by ingaan, omdat iets ons ontstel. En ek dink wat belangrik is dat mense dan of kan voel dat hulle die slagoffer is van dinge wat verkeerd gaan, of ander mense wat hulle teiken, of dat hulle na die tyd in die moeilikheid kom en uitgebeel word as die villain, die een wat die oortreder is, omdat hulle nou reageer het in 'n situasie wat jy nou soos jy nou beskryf het, hulle 'n tantrum gegooi het, wat uiteindelik heeltemal onnodig was.
Sou mens hierdie kon in dieselfde kategorie sit ook as wanneer daar trauma was, dat jy voel onveilig. En selfs al is dit nie noodwendig dieselfde konteks nie, is die ervaring van onveilig voel of onseker wees is dis deel wat jy saam met jou dra. So jy hou aan om hierdie frustrasie uit te haal op ander mense, eintlik om hulle weg te hou van jouself. So dis 'n goeie verdedigingsmeganisme wat jy eintlik daarmee sê. So ons het temperament, ons het persoonlikheid, 'n deel daarvan is ons gebore mee, 'n deel daarvan is geneties, maar dit is hierdie ervarings wat ons deur die lewe optel. Dis op hierdie vertikale lyn wat teruggaan in die verlede en vorentoe gaan in die toekoms, wat daar verskillende ervarings mag gewees het. Sekere mag positief wees, mense wat jou aanpor, wat jou aanmoedig, wat jou komplimente gee, en dan mag daar die ervarings gewees het waar jy seer gekry het, of gesien het hoe mense naby jou dalk deur trauma in een of ander vorm gegaan het. En dit kan 'n kort trauma gewees het, jy kon iets gesien het wat jou baie ontstel het, soos twee ouens wat mekaar slaan iewerste en die een ou word uitgeslaan, baie traumaties in daai oomblik, en ander mense kan oor 'n baie langer periode van tyd trauma beleef, fisiese trauma, seksuele trauma, of net in terme van in 'n omgewing te wees waar daar baie swaar kry is. En ek dink dan is dit 'n deel 'n bewuslike besluit en ook 'n grootendeels onbewuslike besluit. Wat maak jy in daardie situasies? Hoe hou jy jouself veilig? En 'n gedeelte kan wees deurdat jy jouself onttrek, dat jy vlug. Maar dit kan ook wees dat ander situasies weer hierdie ou herinneringe terugbring. En dan in daardie geleenthede, daardie oomblikke, kan dit meer veg wees, wat jy dan meer geïrriteerd is, meer op jou tande byt, of meer katterig is, meer negatiewe stellings maak teenoor iemand anderste. As sou ons vandag kon sê, indien jy as persoon of individu sukkel daarmee om die frustrasie, ek wil amper sê onder die pot se deksel te hou. Indien jy agterkom, jy is of ander mense het al vir jou gesê, Jessie, maar jy is deesdae 'n bietjie sensitief. Indien jy agterkom jy is 'n bietjie meer op jou perdjie en jy wil 'n bietjie meer mense aanval en jy is regtig, dit voel net asof hoekom luister niemand vir my nie, hoekom hoor niemand vir my nie, wat gaan nou aan hier om my die hele tyd, wat moet ek doen dat mense moet net in lyn val, sê ek wat al so gevoel het. Hoe sou jy sê, maak nie saak dan nou wat dit is nie, maar daar's definitief iets nie lekker nie. En dis iets om regtig te probeer explore of uit te vind. Wat gaan aan dat jy nou so voel en so optree? Veral as dit jou verhoudinge benadeel, veral as dit jou werk benadeel, veral as jy in die moeilikheid kom met die reg of so. Natuurlik is dit belangrik om dit te eksploreer. En ek dink ook om dit te verstaan, want dit is nie dat jy jouself sien soos ander mense jou sien nie. En ek dink dit is waar dit belangrik is, eintlik 'n voorreg is, as jy mense het wat vir jou terugvoer gee, om te sê, maar weet jy wat, die sekretaresse wil nie regtig met jou gesels nie, want hulle is nogal bang vir jou. Of weet jy, jou kinders kla nogal oor jou by die skool, omdat jy net heeltyd so gejaagd is en hulle die heeltyd aanjaag, en jy moet dalk 'n bietjie rustiger raak, want dit is dat dit vir hulle angs veroorsaak. So ek dink dit is belangrik om te kyk na daardie wat jy sê, op die perdjie klim en ietsie grommig is. Maar die ander deel daarvan is ook dat mense as gevolg van hulle frustrasie sekere dinge kan vermy. So die vlug moet ons ook nie uit die oog uit verloor nie. En baie keer sien ek dit met studente, natuurlik skooliere ook, wat dinge net uitstel. Hulle kom nie by hulle werk uit nie, want hulle procrastinate, hulle los dit vir later. Dis amper die frustrasie wat hulle moet tolereer om nou net te gaan sit en werk te doen, maak dat hulle dit eerder vermy. Dit maak dat hulle eerder selfs die woonstel skoonmaak, alhoewel hulle nooit in hulle lewe by die huis die kamer skoon gemaak het nie. Maar daardie vermyding kan 'n baie belangrike manier wees om ook weg te kom van frustrasie, as dit vir jou, ek wil amper sê, rusteloos maak. So dit beïnvloed dan ook weer eens nie alleen jou studies nie, maar dit kan mense se werk beïnvloed, want hulle antwoord nie hulle e-mails nie, hulle bel nie mense terug nie, want dit is
amper daai afwagting van hierdie persoon op nou bel en so, maar nou raak hulle gespanne om dit te doen en nou vermy ons dit eerder. So weer is 'n veg of vlug tipe scenario wat kan uitspeel. En ek dink dit is belangrik om te dink eerstens hoe jy dink oor hierdie situasies. Wat is dit wat in jou gedagtes aangaan dat dit vir jou ongemaklik is? Is dit dinge soos jy gesê het, Lise, te doen met trauma wat jy van tevore gehad het? Is dit dat daar sekere dinge is wat net moeilik vir jou is om te doen, dat daar sekere vaardighede is wat jy vir jouself dalk moet aanleer? Is dit net die emosionele deel wat jy dalk meer vir mense moet sê hoe jy voel in sekere situasies, maar ook hoe jy jou liggaam reguleer? En dit kom nou weer terug by ons simpatiese en parasimpatiese senuweestelsels. Hoe jy jouself rustig maak. Ek wil amper sê hoe jy jou parasimpatiese senuweestelsel meer aktiveer deur asemhalingsoefeninge te doen, jou spiere te ontspan, yoga te doen, iets wat jou help om net bewus te wees van die oomblik, wat ons noem mindfulness. Net rustigheid te kry fisiologies ook, want dit sal jou dan ook help in hierdie tye wat jy dan gekonfronteer word met ongemaklikhede. Ek wil nou hier aan die einde wil ek graag nou net inbring. Baie mense probeer dit vir hulle self vereenselwig of verduidelik of justify dat hoekom hulle so gefrustreerd raak, hoekom hulle is dan nou 'n bietjie kwaai raak en geïrriteerd is en so en hulle en ons almal is geneig om of te blameer. Dis nie baie lief na voor van onsself te kyk nie. Maar wat vir my baie belangrik is van hierdie onderwerp is die so simpel sin, dit voel asof ons met 'n boom soen, maar is die energie wat dit misbruik, wat jy net laat gaan. Dis energie wat jy laat gaan, en ons probeer die vandag sê, jy mag nie jou opinie hê nie, jy mag nie opstaan vir jouself nie. Al daai goed is geweldig belangrik. Inteendeel, dis geweldig belangrik. Maar ek dink, hoe sou jy dit hier aan die einde bewoord, Anton? Hoekom is nou maar net nie 'n goeie idee om dit nie dop te hou nie? Om dit maar net te gaan van dis hoe ek is. Ek is 'n kwaai mens, jy moenie in my pad staan nie, as ek agterkom jy is verkeerd, gaan ek dit vir jou sê, ek lieg nooit nie, ek sal altyd die waarheid vertel. Dis mense wat ek altyd ervaar as mense wat sukkel met hulle frustrasies en die toleransie van hulle frustrasie, die ongemak daarvan. Wat sê mens vir hulle om hulle te probeer oortuig te kyk daarna? Ek dink die twee dinge wat vir my belangrik is dat ons leef in 'n wêreld waar alle dinge nie altyd reg verloop nie en daarmee saam nie noodwendig gaan soos jy graag wil hê dit moet gaan nie. Dinge loop baie keer net verkeerd. Baie keer dinge wat ons nie verwag om verkeerd te loop nie. Almal gaan nie noodwendig optree op 'n manier wat ons graag vir hulle moet optree nie. Of dit nou die kelder by die restaurant is, of dit jou baas is, of dit jou hond is, of wie dit ook al is, vir die bure se hond is. Dinge gaan nie altyd reg verloop nie. Ons lewe nie in 'n perfekte wêreld nie. En mense, dis belangrik om vrede te maak daarmee. Ek dink die tweede punt gaan as ons na onsself kyk. Dit is ook baie keer dat ons sukkel met ons eie onvolmaaktheid. Dinge wat ons self nie regtig so baie hou van onsself nie. Byvoorbeeld dat jy sukkel om dinge klaar te maak en nou raak jy frustreerd daarmee, maar eerder dat jy self verantwoordelikheid vat daarvoor, blameer jy vir ander mense wat druk sit op jou. Of ook dat daar geld is wat jy skuld, byvoorbeeld. En nou moet jy die geld maak en jy moet hard werk en jy's haastig en alles. En almal sê, maar wat is fout met jou? En jy sal sê, maar dit is nie ek nie, ek moet nou hierdie goed doen en ek moet hierdie werk klaarmaak en ek moet nou my rekeninge uitstuur. Maar jy is deel van daardie dinamika wat uitspeel. So net soos wat dit soms voel die wêreld is onregverdig en dinge gaan nie altyd goed nie. Net so is dat jy ook verantwoordelikheid moet neem vir jou aandeel in wat ook al gebeur in 'n oomblik. En weer eens, almal se kinders gaan nie regverdig behandel word op skool nie. Almal se kinders gaan nie die eerste netbalspan maak of gaan eerste in die redenaars kom of wat ook al dit mag wees nie. Daar gaan mense wees wat soms sleg ry op 'n pad. Absoluut. Niemand gaan dit kan verander nie. Dit is die werklikheid daar buitekant. Maar dit is jou reaksie daarop en hoe jy dit nie alleen in die oomblik rasioneel
interpreteer nie, maar ook in terme van net jou fisiologiese reaksie daarop, wat ook 'n groot aandeel is in daardie frustrasie wat na vore kom en wat weer eens 'n beduidende impak kan hê op jou verhoudinge met mense rondom jou, maar eintlik ook oor die lang tydperke ongelukkigheid met jouself kan veroorsaak. Mense, dis 'n interessante onderwerp en ek dink soos ons net nou al gesê het, ook dis 'n menslike ervaring wat ons het. En soos Anton nou sê, dit is wat doen jy dan daarmee? En ons het gelief dit natuurlik, ons kyk hier van die kant af en ons besef, hoi, maar daai frustrasie is woes. En ons eie moet ons ook net maar kyk. Maar as indien jy enige vrae het, kan jy e-pos stuur na lise@wsek.co.za. Dis Anton Bemer, is 'n kliniese sielkundige by in Stellenbosch. Ek sal al sy besonderhede ook hier by hierdie gesprek sit en dan kan julle ook sien waar's hy en hoe julle hom kan kontak as julle nodig het. En ja, deel hierdie gesprek met ander mense. Ons almal kan iets hieruit leer oor hoe kan ons 'n bietjie werk met ons frustrasie, want die wêreld waarin ons bly, dit is baie duidelik dat die frustrasie raak al hoe erger en erger. Ons lewe onder geweldige druk en ons almal sukkel so bietjie hier en daar. Maar deel asseblief die gesprek. Dankie dat jy gekyk het en onthou, kyk mooi na jouself.